Goeiemôre gemeente. Het is lekker om julle almal hier so te hê. En ek roep baie mense daar buitekant, hulle staan so lekker in kuier. Iemand sê vir my, dit is so anders om op 'n Vrydag kerk te kom. Dis trippy, as wat daar woorde is. Vanoggend, wanneer ons met ons paasdiens begin, dink ek vir baie van ons weet waaroor hierdie dag gaan. En vir baie van ons is ons soekend, vir baie van ons vra ons die vraag, Here, wat beteken hierdie vir elkeen van ons? En dit vanoggend het ons een van ons vriende wat vir ons 'n monoloog voorberei het vanuit die perspektief van een van die getuies van Jesus se kruisiging. En my hartsbegeerte is vanoggend dat soos wat jy kyk na dit en soos wat die musiek speel en jou bedien, dat daar iets in jou hart sal oopgaan op 'n nuwe manier, dat jy die waarheid van dit wat Christus vir ons gedoen het en elke dag doen, dat daai waarheid vir jou sal oopgaan op 'n vars en nuwe manier, sodat jy op 'n nuwe manier reageer op Christus se uitnooi vir jou in sy koninkryk in. So ek sien jou binnekort. Turana, la la tirala, parati, oh my genade, la 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 la, parati rata, na la li. Nou ja toe, laat hierdie dag begin. Jy weet, mense vra dikwels vir my, hoe kan jy elke dag jou werk doen? My maag sal draai en ek sal in die nagmerries kry. Dan sê ek weet dis 'n ondankbare werk, maar iemand moet dit doen. En omdat ek dit doen, nou ja, kan hulle rustig in die nag lê en slaap. Ou historikus het nou eendag dit verduidelik, hierdie kruisiging verduidelik met mors die turpissima crucis of so iets, wat beteken om gekruisig te word is die verskriklikste manier om te sterf. Nee, dis nie net verskriklik nie, dis eintlik barbaars. Nou jy weet, as die ou gekruisig word, dan word hy nie net aan 'n boom vasgemaak en hy hang daar nie, nee, dis 'n uitgerekte proses. En dit begin met totale vernedering. Eers moet die veroordeelde al sy klere uittrek, en dan word hy op en af voor die skares geparadeer, wat natuurlik vir hom uitjou en die verskriklikste name toevoeg. En dit alles terwyl die soldate hom slaan met hulle swepe waaraan klein stukkies klip of dorings vasgemaak is, en die sadiste onder die klomp het selfs klein stukkies lood aan hulle swepe vasgemaak. Ek kan vir jou sê, hierdie soldate put onmenslike genot uit hierdie absolute wreedheid. En hierdie wreedheid laat die gehardstes onder die gehardes sidder. En dan asof die pyn nie genoeg is nie, moet die veroordeelde sy eie kruis dra na die plek waar hy gekruisig word. Nou laat ek jou 'n bietjie agtergrond gee. Wanneer ons iemand kruisig, is daar twee maniere. Die eerste een is om die veroordeelde baie styf aan die horisontale balk vas te maak. Dis nie so pynlik nie, maar dit is baie tydrowend. Hy hang vir 'n hele paar dae daar voordat die dood intree. Die alternatief is natuurlik die spykers. En dit is waar ek inkom.
Nou die van julle wat nie van geweld hou nie, druk maar julle ore toe asseblief. Die eerste spyker kap ek hierin, net onder die pols. En die ander een op dieselfde plek en ek kap dit baie vinnig in. Dan word die horisontale balk aan die vertikale een vasgebind, wat reeds in plek is. Nou die mense wat so gekruisig word, daar is 'n derde spyker. Om te verhoed dat die een wat so hang, sy voete heen en bene heen en weer swaai, hou ek al twee voete bymekaar en kap die derde spyker deur albei voete in. Nou ek kan vir jou sê, die mense wat op hierdie manier gekruisig word, die pyn en die lyding is onmenslik. Dis eintlik ondraaglik. Hulle sukkel om asem te haal en daar's 'n absolute groot verlies aan bloed. Dis net 'n kwessie van 'n paar ure. Dan is alles verby. Om gekruisig te word, dit is barbaars. Maar wie is ek om kommentaar te lewer? Dis die Romeine se manier om met hierdie mense af te reken. Die ouens wat na my kant toe kom, hulle is kriminele misdadigers, terroriste. Hulle is klaar gevonnis. Moenie jy vir my skeef aankyk nie. Ek is nie die regter of 'n lid van die jury nie. 'n Soldaat met 'n wat probeer om morele kommentaar te lewer. 'n Soldaat met 'n gewete, dit sal nooit werk nie. Jy weet my voorganger het vir my geleer, moet nooit luister wat die veroordeelde sê nie. Laat sak jou kop en doen jou werk. Anders sal hulle met jou kop smokkel. Verlede Vrydag het begin soos enige ander dag. Ek het alles reg gekry om die volgende ou te kruisig. Die papierwerk het deurgekom en ek het daar gelees, hy is blykbaar 'n skrynwerker. Die mense het ook gesê dat hy baie ongewild was by die regering. Ander het weer gesê, sy verhoor was baie onregverdig. Nou ek is 'n ou wat hou van reg en geregtigheid. Maar ek het niks te sê gehad nie. Ek kon dit nie stop nie, want ek het 'n werk gehad om te doen. Nou ja. Ons het die skrynwerker op die grond laat lê, arms uitgestrek op die horisontale balk en ek het die spykers ingekap. Nou oor tyd het ek myself geleer om nooit te luister wat hierdie ouens sê nie. Ag, hulle vloek, hulle skel, hulle pleit, hulle skree uit, "O, ek is onskuldig." Maar ek hoor nie 'n dooie woord nie. Maar met die skrynwerker was dit anders. Terwyl ek die spykers ingekap het, was daar nie beweging nie. Hy het niks gesê nie. En soos die ander se oorverdowende gegil en geskree in my ore op dowe ore geval het, so het die skrynwerker se stilte oorverdowend in my ore weer galm. Ek maak ook nooit oogkontak met die veroordeeldes nie, maar met die skrynwerker kon ek dood eenvoudig nie anders nie. En in sy oë was daar geen haat of vyandigheid nie. Net deernis. Begrip. Ek het
die bevel gegee dat die horisontale balk aan die vertikale een vasgemaak word. En ek het sy voete vinnig bymekaar gesit, so vinnig as wat ek kon, en die derde spyker deur beide sy voete ingekap. En toe hoor ek hom sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Ek kan enigiets hanteer. Gevloek, geskel. Maar wat ek nie kan hanteer nie, is hierdie onverdiende vergifnis. Ek het voor die kruis gestaan, lank nadat my skof verby was. Verstaan. Ek het by die kruis gestaan, toe het helder oordag rondom ons stuk donker geword het. Waarom was daar so 'n beklemming om my hart? Was dit die skrynwerker se woorde wat oor en oor en oor in my kop weer galm het? Ek het by die kruis gestaan, toe die soldate gekyk het of sy liggaam enige teken toon. Hy het net daar gehang. Ek het by die kruis gestaan, en ek bewail. Daardie oomblik het ek soveel liefde ervaar. Die een wat die spykers ingekap het. Hoekom het hierdie man so in my lyf kom sit? En hoekom het dit so onregverdig gevoel dat hy op hierdie manier moes sterf? En toe tref dit my. Hy was nie net 'n gewone mens nie. Sy disippels was reg. Hy was waarlik die seun van God. Sy volgers is dit eens dat die graf leeg is. Sy vyande probeer desperaat verduidelik hoekom die graf leeg is, het hy opgestaan. En ek, die een wat die seun van God doodgemaak het, wat hou die toekoms vir my in? Ek wonder hoe ver sy vergifnis sal strek. Cold between my fingertips.
hidden in the garden. I've denied you with my very lips. God, I fall down to my knees with a hammer in my hand. You look at me, arms open. Forgive it, forgive it. Child, there is freedom from all of it. You say goodbye to every sin. You are forgiven. And I've done things I wish I hadn't done. And I've seen things I wish I hadn't seen. And just the thought of your amazing grace. And I cry, Jesus, forgive me. God, I fall down to my knees with a hammer in my hand. You look at me, and I'm so bad. Forgive, child, there is freedom from all of it. Oh, say goodbye to every sin. You are forgiven. You are forgiven. I could have been 6 feet under. I could have been lost forever. Yeah, I should be in that fire. Now there's fire inside of me. And here I am, a dead man walking. No game's gonna hold God's people. All the weight of all our evil lifted away forever free. Who could believe? Who could believe? Forgive it. You love me even when I don't deserve it. Forgive it, I'm forgiven. Oh Jesus, your blood makes me innocent. So I will say goodbye to every sin. I am forgiven. I am forgiven. I am forgiven. I am forgiven. Jy's welkom om jou sitplek te neem. Ons gaan so 'n bietjie in die woord inklim en hierdie monoloog saamvat vanoggend en dan gaan ons reageer in aanbidding, want op die einde van die dag is die reaksie in aanbidding gebeur vanuit die openbaring van waarheid. En uit ons eie verstaanheid is dit moeilik om daai vraag te antwoord wat hierdie soldaat gevra het. Hoe ver strek sy vergifnis? Is daar vergifnis vir iemand soos ek? Daar kom ons self dink, is daar vergifnis vir iemand soos hulle? Want ons moet altyd 'n hulle ergens in ons lewens. Hulle het ons goed gevat. Hulle het nou weer die plek te mekaar gelos. Hulle het die petrolprys opgestoot. En vir ons is dit moeilik om daar te antwoord, want as ons mooi daaroor dink, ons sit met 2020 visie, want ons het gesien wat oor die laaste 2000 jaar gebeur het en die gevolge van dit wat Christus gedoen het, maar vir die mense wat daar was,
Hulle het nie noodwendig gesien wat ons nou sien nie. Hulle het nie noodwendig groot geword soos ons groot geword het, wat al 'n antwoord het. As jy die vraag vra, is daar vergifnis vir iemand soos ek? Dan sal ons koppe vir ons amper sê, ja, daar is. Want dit is so half ons default. Ons gaan soontoe, want dit is wat ons geleer is. Dis waarmee ons groot geword het. Maar ek dink as ons met onsself eerlik is, vra ons onsself elke keer, elke nou en dan dalk die vraag. Ons het al ergens daai vraag gevra. Here, maar is daar vergifnis vir my? Hoe ver strek u vergifnis vir my en vir hulle? Ek dink elke keer as ons daaroor praat, moet ons eintlik die vraag wil gaan vra en gaan kyk nou, wat het Jesus gedoen en hoe het hy opgebou na die kruis toe, want daar binne-in lê juis vir ons die antwoord, wat so relevant gaan wees vir elkeen van ons se unieke situasies. En as ek dit so sê, dan dink ek by myself, ons elke voel ons het 'n unieke situasie waar ons waarheid nodig het, dan kom jy agter hoorie, maar die brother hier langs jou sit met dieselfde situasie. Dis net op 'n ander tydsberekening wat daai ding uitspeel. Maar hoe raak daai kruisoomblik my en jou lewe? Hoe raak dit vir ons, is dit relevant wanneer ons daai vraag vra? En soos wat ons die lewe ingaan. Nou die nag voordat Jesus gesterf het hy onthou nou, ons gaan nou kyk na hoe Jesus kruis toe op pad was, kruis toe. En toe gaan hy daai nag voordat hy gesterf het en hy trek die kleed van 'n dienaar aan. En hy was sy disippels se voete. En hy breek brood saam met hulle. Maar voordat hy die brood breek, sê hy vir hulle die volgende woorde: hierdie is 'n nuwe opdrag wat ek vir julle gee. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. So moet julle mekaar lief hê, want hieraan sal almal weet dat jy my disipel is, as julle liefde onder mekaar het. Nou in een sin is daai liefdesgebod nie 'n nuwe ding nie. In Levitikus 19 vers 18 sê die Here daar sê jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. In sy bediening toe daar 'n Fariseer na Jesus toe gekom en hy sê, leermeester, sê vir my, watter gebod in die wet is die grootste? Binne in die wet, die Torah, wat is die grootste gebod wat ons moet onderhou? En Jesus het geantwoord, liefde vir God en liefde vir jou naaste. So dit was nie 'n nuwe konsep nie. Maar alles wat hy gedoen het by daai nagmaaltafel, by daai avondsmaal, was nuut. Want hy kom sê, gaan hê lief soos ek jou lief gehad het. Nie gaan hê lief soos wat jy jouself lief het. Want die fokus skuif. Want die bron van liefde is nie meer ek nie. En wanneer ons kyk na Paasfees en ons lees daai stukkie, dan kan dit so voel, dit is amper 'n appel op ons lewens dat ons moet nou in liefde gaan leef. En Paasfees is nie waaroor dit gaan nie, want die liefde kom later deur my en jou lewe. Want Jesus het opgestaan, hy het sy gees uitgestuur, en sy gees het harde harte, rebelse harte wat nie wil leef volgens sy wil, wat nie wil lief hê soos wat hy lief gehad het. Die kom sy gees en dit verander, en later in daai proses word ons liefde. Maar Goeie Vrydag gaan absoluut net oor die liefde van Christus. Wat hy vir ons kom wys het, en hier's waar dit nie is. Nog nooit in die geskiedenis van die mens het iemand gesterf vir die hele mensdom nie. God in vlees, wat hier tussen ons kom leef het die grootste daad van liefde kom bewys. En wanneer ons praat oor daai woordjie vergifnis, is dit nie soos, ek vergewe jou, jy het my roomhuis gevat nie. Dit is 'n wetlike term wat sê, die vonnis, of die gevolge van jou lewe, daai vonnis is klaar voor betaal. En ek het al agtergekom, as iets betaal is, dan is dit betaal. En as jy na die ou toe gaan by wie dit betaal is, en jy sê vir hom, ek wil jou nou betaal, en hy sê, dit is klaar betaal, dan gaan hy vir jou sê, maar dit is klaar betaal, jy kan nie vir my geld gee nie. Waar was jy net 'n blessing in my lewe wil wees nie. Dit is klaar betaal. Dis wat daai woord vergifnis in die Afrikaans vir ons beteken. Dis die vonnis, is klaar betaal. En Jesus kom weer speel sy liefde
omdat hy bereid was om die terrein te betree waar niemand van ons kon gaan nie. Daai voete was oomblik, was die voorsmaakie, die voorgereggie, by van hierdie fancy restaurante, die amuse-bouche, van dit wat hy kom doen het. Die kruis, is waar die krag lê. En dit is so mooi hoe die evangelie van is daar vergifnis, so mooi saamgevat word in een sin in Romeine 5 vers 8. Hierin het God bewys sy liefde, daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Jy sien daai oomblik toe Jesus in die tuin van Getsemane was, toe het hy die gewig gevoel van die mensdom, die kroon van God se skepping, wat uit ons roeping, uit die verhouding wat daar tussen mens en God veronderstel was om te wees. Hy het die gewig daarvan gedra. Hy het die gewig gedra van sonde. Daai sonde wat sê, hoorie maar, dit kom bring skeiding tussen God en mens. Kan jy net dink, jy as vader, het hierdie kind in jou lewe en daar's net 'n totaal en al 'n skeiding tussen jou en daai kind van jou in verhouding. Sal jy nie enigiets doen om daai te gaan herstel nie? Want dit is presies waar God was. En Jesus het die gewig, die hartseer van daai gevoel, hierdie skepping buite verhouding met hom. Hierdie skepping wat leef in Here, dit wat ek gaan doen, is hierdie offer aanneemlik vir U. Behaag my lewe jou. Is ek besig om die regte dinge te doen, sodat ek eendag die ewigheid kan intree. En in een oomblik, in 'n groot aksie wat Jesus geloods het, het hy gesê, ek het alle. Jy wonder of hierdie goed genoeg was? Jy wonder of die offer aanneemlik was vir God? Ek gaan alles uit die weg ruim vir jou, dat jy nooit weer hoef te bekommer oor jou offer nie. Of jy goed genoeg is nie. Ek sal daai pad vir jou stap, en hy daai las gedra, hy die gewig van dit so gevoel, dat hy hulle verduidelik dat hy bloed gesweet het, in angs was. En alhoewel sy disippels eintlik op 'n plek was wat hulle super gretig was om te sê, Jesus, ek sal saam met jou gaan, dan sal hulle in die tuin. En wat gebeur? Hulle is gewillig, maar is asof hulle gees net swak is en hulle raak aan die slaap. Ek dink met die beste intensies vir my en jou, sou ons ook dalk 10 keer nie, as ons in daai tuin was, aan die slaap geraak het. Want Jesus gaan daar waar ons nie kan volg nie. En dit is eintlik waar my en jou disippelskap en die volg van Jesus eintlik stop. Want Jesus moes gegaan het waar ons nie kon gaan nie. En wanneer ek en jy eintlik ons sal die diepte van sy liefde ken. Ons sal dit nie kan ken sonder om die afgryslikheid van sonde te erken nie. Vir elke mens lyk sonde, elke kultuurgroep lyk sonde anders, maar die bron of die gevolg van sonde, ek's geskei van God. Ek leef in skuld vir myself, teenoor ander mense, ek kry skaam vir myself, ek leef met 'n seer in my, wat net nie wil genees nie. Hoe kan daar 'n God wees? Dit is wat sonde, die vrug van sonde in ons lewens, en Jesus het gekom. En vir my en jou om sy liefde genuine te verstaan, moet ons besef wat sonde kom doen het in die mensdom. En wat dit nog steeds wil kom doen. Maar wat Christus gedoen het, daai liefde, daai mooi Engelse woord agony wat hy deurgegaan het, om sy lewe vir ons te gee. En aan daai kruis gesê het, vergifnis. Is daar vergifnis vir iemand soos ek? Soos wat die kruis nader gekom het. Is dit so mooi, Petrus, hy's 'n goeie ou. Hy sê, Jesus, kan ek nie saam met jou gaan nie? Kan ek nie jou volg nie?
ek sal my lewe vir jou af lê. En Jesus se antwoord vir hom was, sal jy regtig jou lewe vir my af lê? Want daar waarheen ek gaan, kan jy my nie volg nie. Ja, Jesus gee vir ons 'n liefdesgebod, waar hy sê, gaan hê lief soos ek julle lief gehad het. Maar dan het hy alleen in Getsemane en op Golgotha gaan doen wat niemand van ons kon doen nie. Eers het daai Vrydag, daai vrees van Vrydag gekom, Jesus by die kruis. En toe hy deurboor word en begin bloei. Daar's 'n refleksie, het ek in my week, soos dat ek voorberei het, 'n paar dinge gelees. En soos dat ek een ding gelees het, hoe het hierdie ou vir George Herbert gequote. Die oomie het in 1593 tot 1639 gelewe. Hy was 'n priester gewees in die goeie ou dae. En sy fokus was om uit die woord uit vir mense wat ongeletterd was, liedjies te skryf en gediggies te skryf en dingetjies te skryf wat maklik onthou, soos ek is 'n kindjie klein, Jesus maak my hartjie rein, daai tipe van, daar's van julle wat daai gebedjies sal ken, sodat mense dit saam met hulle kon dra, sodat hulle self kon anker in die woord. En toe hy oor die kruis praat en die effek van die kruis, skryf hy hierdie gediggie. En ek wil vir jou 2 sinnetjies lees oor hoe hierdie man saamvat wat aan daai kruis gebeur het. Dis in ou Engels. So, hy sê, love is that liquor sweet and most divine, which my God feels as blood, but I as wine. Hier kom die Here en hy sê, hoorie, ek beleef hierdie intense ding, maar wat die effek daarvan op ons lewens moet wees, moet wie vandag wees, ene wat sê, sjoe, ek is daar maar in die moeilikheid nie. Wat hierdie ou in die 1500s gesnap het, George Herbert sê hy, which my God feels as blood, I feel wine, I taste the wine. Dit is presies wat Christus vir ons kom doen het. So ek weet van ons oë is nat vanoggend. Want ons beleef regtig intens dalk wat die Heilige Gees net wil kom doen en vasmaak in jou hart, dat jy sal besef wat die liefde van Christus vir jou is. Wat sy liefde vir my is, vir die hele mensdom. En toe sy bloed gevloei het dit eintlik die wyn van die lewe geword. Dit wat lewe kom gee. Wyn in die ou dae was iets wat gebruik is om iets te ontsmet. Om dit skoon te maak. Om iets te preserveer. En dan natuurlik, Paulus het geskryf, is goed vir jou maag. 'n klomp dinge wat net gekoppel word aan dit, en Jesus kom sê, my bloed is die wyn wat jy gaan drink, en hy het vir 'n tafel gedek, daai laaste aand, saam met sy disippels. En as ek sê sy disippels, dan praat ek met jou. Hy het 'n tafel gedek vir sy disippels, en hy het gesê, neem hierdie, en eet. Want hierdie brood verteenwoordig my liggaam wat vir jou gebreek is, sodat jy lewe in oorvloed kan hê. Hierdie wyn, my bloed is daai wyn wat vir jou daar is. En wanneer jy dit drink, dan besef jy oor die bloed van die lam het die prys kom betaal. So wat gebeur met my skuld? Elke keer wat ons dit drink, dan herinner ek myself, o ja, wat vir hom gevoel het, soos wat vir hom bloed was, is nou vandag vir my wyn. Dit kom verduidelik vir my, ek is vergewe. Ek het vrymoedigheid. Ek hoef nie terug te staan. Ek hoef nie agter iets weg te kruip. Ek hoef nie agter my verlede weg te kruip nie. Is daar vergifnis vir iemand soos ek? Jesus se bloed sê ja. Hierdie nagmaaltafel sê ja. En daar's 'n uitnodiging vir elkeen van ons. Hier's van ons wat vanoggend hier sit en sê, hoorie, ek het
Ek ken al lank Jesus, ek weet al lank van hom, ek het 'n tydjie, ek stap al 'n lang pad met hom, en daar's net 'n verdieping in jou hart vanoggend, wat jy net sê, Here, kom vat hierdie waarheid, en kom opgradeer my verstaan, maar opgradeer dit wat in my hart kom lê, sodat ek dit kan kom leef. Vat dit na 'n nuwe vlak toe. Daar's dalk van julle wat vanoggend hier so is, en jy is soekend. Daar is 'n vraag wat jy vra, is daar vergifnis vir iemand soos ek? Want dit voel vir jou, jy loop nog steeds met 'n hamer rond. En vanoggend is daar 'n uitnodiging van die Here af wat sê, ek het nog altyd jou naam geroep. En omstandighede, goeders wat jy saam mee gedra het jou kom diskwalifiseer. En hy kom sê vanoggend, kom sit dit neer. En jy wil dalk vanoggend vir die eerste keer in jou lewe reageer. Om te sê, Here, maar ek wil, daai woorde, ek wil my lewe vir U neerlê. Ek kan nie my lewe neerlê soos wat U lewe neergelê het nie, maar ek gaan probeer om self hierdie lewe te leef. Ek gaan dit aanvaar, want U het soveel in die stryd gesit vir my. Hoe kan ek nee sê? Hoe kan ek nee sê? Dis hoekom hierdie tafel gedek is. En ek wil jou nooi vanoggend, as dit jy is, om vir die Here te sê, Here, hier is my lewe. Ek wil dit nie meer vir myself leef nie. Kom herdefinieer vir my lewe. Hierdie nagmaaltafel is vir jou gedek. En wanneer jy daai brood neem, kan jy net sê, dankie Vader. En wanneer jy daai sap drink, dan sê, Here, help my begryp wat hierdie prys wat betaal is, hierdie losprys, wat dit vir my beteken. Net Jesus kon 'n ding in die ou dae was 'n kruis. As jy vir iemand gesê het, ek hoop jy sien jou kruis, dan sit soos wat ons vandag vir iemand skel. Jy sê eintlik vir ek hoop jy gaan dood. En kan jy glo 'n kruis in vandag se lewe het 'n baken van hoop geraak? Dit het in die eerste eeu 'n baken van hoop geraak, want Christus het iets kom doen vir die mensdom. Dis net God se genade dat George Herbert 'n gediggie kon skryf soos wat hy gedoen het. God wat iets kom omdraai. En dit is nog nooit so relevant soos vandag vir elkeen van ons. So ek wil jou nooi vanoggend, soos Christus dit doen. Hier is 'n tafel gedek vir jou, vir jou familie, vir jou vriende. En ek wil jou nooi, kom gebruik die nagmaal en onthou, herinner jouself aan presies wat Christus gedoen het. Want in dit lê die geheim van oopgebreekte lewe vir ons elkeen. Jy is welkom om te kom gekry.
oomblik kan vat. Here, dankie dat ons 'n oomblik kan vat vandag om net te herinner, net te onthou. Here, wat gebeur het op hierdie dag? En dankie Here vir die som van wat gebeur het op hierdie dag, die som van wat gebeur het op die kruis. Here, dat ons dit nou kan noem 'n goeie Vrydag. Here, dankie vir u liefde. Dankie vir u vergifnis, u genade, wat groter is as wat ons ooit sal kan verstaan. Here, dankie dat ons die voorreg kan hê vandag u te aanbid, as gevolg van wat u kom doen het op die kruis. Ons sal reageer, ons moet reageer, want Here, u is waardig om aanbid te word. Daarom sal ons sing, daarom sal ons 'n lewe lei van aanbidding, in alles wat ons doen. Want Here, u is goed en u bly goed. En ons kom vertrou op u naam. Amen. Amen. Ek wil jou nooi. Kom ons staan saam, kom ons aanbid hom. Stars they were, the morning sun was there, the Savior of the world was falling, his body on the cross, his blood poured out for us, the weight of every curse upon him. Final breath he gave, as heaven looked away, the Son of God was laid in darkness, a battle in the grave, a war on death was waged, the power of hell forever broken. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love could not be overcome. So death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted up. Forever he is risen. He is alive. He is alive. The ground began to shake, the stone was rolled away, his perfect love could not be overcome. Now death, where is your sting? Our resurrected King has rendered you defeated. Forever he is glorified. Forever he is lifted high. Forever he is risen. He is alive. He is alive. He is We sing hallelujah,
We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. As we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Oh, we sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Forever He is glorified. Forever He is lifted high. Forever He is risen. He is alive. Yes, He is alive. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. You have overcome. We sing hallelujah. We sing hallelujah. We sing hallelujah. The Lamb has overcome. Waar U verskyn, word alles nuut, want U bevry en gee lewe. Elke storm swyg voor die klank van die stem. Alles buig voor Koning Jesus. U is die held wat vir ons veg. U baan die weg vir ons oefening. Elke vyand vlug, elke vesting val neer. Naam bo alle name, hoogste Heer. Vir ewig is U heerskappy. U troon staan onwankelbaar. Ongeëvenaarde krag is in die grote naam. Jesus die oorwinnaar. Die duisternis word lig deur U. Die duivel is deur U verslaan. Dood, waar is jou mag? Waar het jou angel verdwyn? Jesus leef en ek sal lewe. Die skepping in die ontzag. Die hemel juig voor ons koning. En die magte van die hel weet wie regeer.
seker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeet. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed. Hy is my leidsman, hy laat my leef. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. Selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe. Hy bly getrou. Hy is oorwinnaar, hy is die Heer. En selfs as ek struikel en ek berou, sal hy vergewe en hy bly getrou. Vader, dankie. Laat ons met die sing van hierdie liedjies kan verklaar van die getrouheid. En hier is die wonderlike ding. Die misterie van wie hy is opgelos. Hy het homself ten volle kom tentoonstel vir ons. En ons vier vandag fees oor die ongelooflike liefde vir ons. 'n Liefde wat vir ons eintlik kom herstel. En soos wat ons vandag, soos wat ons hierdie naweek tyd het, soos wat ons by onsself is dalk, Heilige Gees kom bid, ek laat U met ons sal gesels, dat U die hele tyd sal besig wees om daai vlam in ons harte wakker te blaas. Sodat ons die hele tyd net sal dink aan die implikasies van U, wat U kom doen het, en hoe dit verrykend is in ons lewens. Dankie vir dit wat U kom doen het. Dankie vir dit wat U besig is om nou te doen, en wat U vorentoe gaan doen. Word verheerlik in ons aanbidding, in ons lewens. Ons sê ja. Dankie dat ons U nie hoef te gevolg het in die dood in nie.
Dankie dat U dit vir ons moontlik gemaak het om hier te leef. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Amen. So as dit kom by hierdie naweek, is my gebed vir jou, dat jy die naweek sal geniet. As daar iets is wat vanoggend uit in jou hart gebeur het, en jy wil graag met iemand net gesels, of iemand kan saam met jou bid, wil ek jou nooi soos die mense uitbeweeg, om net hier na vore te kom, ons wil graag tyd saam met jou spandeer. As daar iets is wat in jou hart geskuif het vanoggend, waar jy sê, hoorie, dis die eerste keer in my lewe wat ek sê, ja vir Jesus, wil ek jou ook nooi, kom staan hier voor by my. Ek wil graag vir jou, saam met jou net bid, en so 'n bietjie saamgesels oor die pad vorentoe. Ons het hierdie komende Sondag, het ons 'n doopgeleentheid, vir mense wat ja gesê het vir Jesus Christus, wat sê, kom myself vereenselwig in die dood, en in die opstanding van Christus, soos Romeine 6 vir ons leer. En as dit jy is, ons het 'n QR-code daar agter, en as jy sukkel met daai, dan kom gesels net met my, of my vrou, ek en sy dieselfde aan vandag, sy het net 'n maroon rok aan en 'n swart hempie, as jy gewonder het. Laat ons net jou detail kry, laat ons jou kan kontak, kan deel maak van die reëlings. Ons gaan volgende Sondag hierso by die skool se swembad, het ons 'n doopgeleentheid waar ons hele gemeente kan deel wees van daai oomblik ook. So, as dit jy is, kom gesels met ons wil jou so bedien. Op daai hoë noot, geniet jou naweek, go Bulle.